Vandag kuier ons bietjie by Sandra Holloway in Rivier Sonder End. So ek hoor julle het 'n forum, 'n toerisme forum gestig hier in Rivier Sonder End vir toerisme. Vertel bietjie vir my van daai. Ja, is ook om die dorp onder ons eie mense te bevorder. Met die mense betrokke te kry wat as hulle lief is vir hulle dorp en hulle hou van wat hulle sien en wat hulle ervaar en deel is van dit, dink ek dan sal hulle ook meer in stand. Dus hulle kyk beter na die plekke en so. Yes. Ja. En ons sien dit deesdae baie met die kleiner dorpies waar jy begin met die mense in die dorp, wees die toerist in jou eie dorp en dan hardloop dit baie maklik. Ja, baie beslis. Wonderlik. Ek hoor jy is 'n bietjie van 'n geskiedenisboffin. Vertel vir my 'n bietjie ek hoor nou eers die hoofpad van tussen hier en Greyton. Greyton, ja. As jy vertel 'n bietjie vir my van daai. Ja. Jong, hy lê op die R406. Dis net so 3 km uit Rivier Sonder End af. Hierdie pad wat is die ou hoofpad wat hulle destyds toe hulle van die Kaap af gekom het hulle daai pad omgery want dit was naby verskeie plantasies, olifant, 'n bos is die een se naam. En dan het die ouens daarso gestop, hout afgekry en bossewaans gebou. Daar's ook 'n plekkie daarso geskiedkundige plekkie wat 'n siekeboeg is. En hy is waar die ouens as jy met jou wa gekom het en iemand op die wa was siek, het hulle die pasiënt daar afgelaai, dis so 'n grot. En dan het iemand anders van die ander kant af gekom met 'n ossewa en dan weer die ouens opgetel en verder vervoer. En as jy nou daai plek besoek, sal jy sien dit is geskiedkundige plek, so daar's 'n inligtingsbord daar. So jy sien ouens het hulle name wat pasiënte was, baie het hulle name op die rotse uitgekrap ook. So daar's baie geskiedkundige goeders op daai pad en al die ou plase wat deel was van die dorp en die stigting van die dorp en ontstaan van die dorp. Dis meeste van hulle is daardie kant uit, ja. En ek het ook al daai roete gery, die natuurskoon is pragtig. Ja, nee, dis baie mooi. Nou as jy nou vir die ouens wat nou nie noodwendig geskiedenis doen nie, wat is al anders in die dorp wat die ouens kan kom doen? Ek dink as iets vir almal. As jy hou van iets lekkers om te eet, dan gaan jy by die vatfabriek stop en jy gaan van die vatstal kry, ek weet nie of ek die name mag noem nie. Ja. Marie se vats, is baie lekker vats wat hulle daar maak, alle soorte. En ek weet sy stal dit baie keer uit op markte. Ons het die kaasfabriek, Kingswell kaasfabriek wat die heerlike kaas maak. Lekker geskenkpakke en goeders maak spesiaal vir Kersfees. Ons het vir ouens wat hou van fietsry, het ons hier so baie grondpaaie, so 4x4 is hoog op. En dan is daar mense wat voëls kyk, daar's kampplekke by riviere, daar's iets van alles. En natuurlik ons biltongwinkel. Kan nie die biltongwinkel mis nie. Definitief. En jy het gesê daar's ook kuns? Kuns, ja. Dit is in die beplanning nou deur ons toeriste forum wil ons nou ook kunstplek waar ons die kunswerke gaan uitstal van baie van die kunstenaars in die dorp. So dit sal uitgestal word en dit gaan by Plumtree wees. Dit is ook van die ou plase. En daar sal ons die kunswerke uitstal as mense dan wil kom kyk na die kunstenaars so goeders, ja. Wonderlik. Baie dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit. En dankie dat jy met ons jou kennis gedeel het. Het was lekker geweest en ek hoop die mense stop nie net by Rivier Sonder End om petrol in te gooi nie. Ek glo as ons hulle rede gee gaan hulle langer bly. Ja.